Goeienaand en baie welkom hierso op hierdie digitale platform. Vanaand wil ek graag 'n boodskap deel met die titel Wanneer jy kan, maar jy doen nie. Maar voor ek daaraan gaan, vra ek dat ons gou-gou 'n oomblik neem vir gebed. Dankie weer vir die voorreg wat ek het om vanaand 'n boodskap te kan deel. Ek bid dat jy asseblief net elke luisteraar sal gaan, dat jy ook hierdie boodskap in hulle hart sal sit en dit saam met hulle kan dra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is iets ongelooflik sterk aan selfbeheersing. Ons sien dis maklik om vriendelik te wees. Dit is maklik om goed te wees as alles glad verloop. Maar dit is 'n ander storie wanneer jy seer gemaak is. Wanneer jy daai perfekte kans het om terug te slaan, om terug wraak te neem. Jy sien, die boodskap van vanaand is nie baie moeilik nie, maar dit is sterk. Wanneer jy kan, maar jy doen nie. Dit is genade. Dit is die hart van God. Ons sien daar's 'n toneel in 1 Samuel 24 vers 17. Sien, Dawid het die perfekte geleentheid om wraak te neem. Hy kon die troon gevat het. Hy kon Saul se lewe beëindig het. Hy kon, maar hy het nie. Hy kies om 'n stukkie van Saul se mantel af te sny en selfs vir dit voel hy skuldig. Dawid kies om nie terug te slaan nie. Hy kies eer. Hy kies eer selfs oor iemand wat hom wou vernietig, iemand wat hom verneder het, iemand wat hom wou doodmaak. Hy kon, maar hy het nie. Wanneer jy kan, maar jy doen nie, dit is genade, dit is krag, dit is gehoorsaamheid aan God. Hoe hierdie met ons lewens verband hou. Ons het dalk nie konings wat met weermagte agter ons aangaan nie, maar ons elkeen het daardie grot oomblik in ons lewe, waar jy kans het om terug te slaan, om iemand terug te kry vir al dit wat hulle aan jou gedoen het. Jy kan terugklap, jy kan kwaad raak, jy kan stil bly en hulle uitsny. Jy kan. Maar vanaand wil ek sê, wat van as jy nie doen nie? Wanneer jy kan, maar jy doen nie. Dis wanneer mense Jesus Christus in jou sien. Jesus se opdrag is om te vergewe. Vergifnis is nie opsioneel nie. Vergifnis word ook nie gegee omdat die ander persoon dit verdien nie. Vergifnis word gegee, want ons, jy en ek, is klaar vergewe. Ons het vergifnis ontvang. Wanneer jy kan, maar jy doen nie, dit is die kruis. Dit is Jesus se dood. Dit is wat hy vir jou gedoen het. Paulus se opdrag in Efesiërs 4, vers 31 en 32 is eenvoudig. Dit is hoe volwassenheid lyk. Nie harde harte nie, maar sagte, vrygewige genade. Jy kan kwaad raak, maar jy doen nie. Jy kan hulle uitkanselleer, maar jy doen nie. Wanneer jy kan, maar jy doen nie, dit is nie swakheid nie. Dit is geestelike krag. Ek wil hê iedereen elk moet hierdie saam met jou neem as 'n lese vir die week wat kom. As iemand jou afskryf, onthou, wanneer jy kan, maar jy doen nie. As jy lus het om daai bitsige boodskap vir iemand terug te sê, om hulle terug te slaan met woorde, onthou, wanneer jy kan, maar jy doen nie. As jy iemand wil vermy, onthou, wanneer jy kan, maar jy doen nie. Dit is
hoe jy soos Jesus begin lyk. Nie deur te wen nie, maar deur genade te wys. Hier is 'n afsluitende vers uit Romeine 12 vers 17 tot 21. Net die idee daarvan, moenie kwaad raak nie. Okay? So dit sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar laat God selfs reg laat geskied. Oorkom die kwaad deur goed te doen. Dis iets wat ek met elk van u wil los, en ek hoop jy neem dit saam met jou, want al kan jy, hoef jy nie altyd nie. So, ek wil graag u uitnooi om asseblief uw oë te sluit vir 'n afsluitingsgebed. Here, leer ons om te kies wat reg is, selfs wanneer dit moeilik is. Help ons om genade te wys. Al het ons nie 'n rede om genade te wys nie, al is ons kwaad. Herinner ons aan jou voorbeeld, Jesus. Here, u kon die wêreld oordeel, maar u het ons lief gehad. Ons bid vanaand asseblief dat ons hierdie sal onthou en dat u met ons sal wees in die week wat kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.